Goeiemôre ook aan almal wat vanoggend inskakel op hierdie platform en ons gebed vir mekaar is dat die Here in en deur sy Gees vir elkeen wat vanoggend ook inskakel op 'n besondere manier die belewenis sal gee dat die Here vir jou diep liefhet en innig vir jou omgee. En daarom ontvang dan nou die seën van die Here, die groet van die Here en mag jou bewussyn so daardeur gelig word dat jy die ervaring het dat die Here direk met jou praat. En natuurlik is volgens se boodskap dan ook vir ons jong klomp, die jong span, die kinders, die oupas, die oumas, die mammas, die pappas, geliefdes, ontvang die seën van die driemaal heilige God, die enigste werklike ware Here en God. Die liefde van God, ons hemelse Vader, en die genade van ons Here Jesus Christus, en die gemeenskap, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, is by jou en vir jou bedoel. Amen. Liewe vriende, ons maak volgens die woord van die Here oop by een van die kleiner profete by name die profeet Sefanja. Nou, wanneer ons praat oor die klein profete, dan is dit ook soms so nodig om 'n klein bietjie agtergrond te gee. Daar is 'n hele klompie van die klein profete en hulle tree op so 900 jaar voor die koms van ons Here Jesus Christus, so tot en met hierso 400 voor die koms van ons Here Jesus. En in daai tydperk is dit dan ook Sefanja wat op die toneel verskyn. Hier so plus minus in die jaar 640 voor Christus is Sefanja se boodskap en sy optrede dan aan die orde van die dag. En hy tree op tot so hier in die omgewing van 409 voor die Here Jesus se koms. Sefanja is 'n wonderlike klein profeet en hy lewe naby aan die Here en sy naam beteken ook op die einde van die dag hy wat by die Here veilig is. En hoe pragtig is dit nou nie? En daarom wanneer ons hierdie boek van Sefanja oopmaak, dan mag dit vir jou en vir my so wees, dat dit wat ons hier uithaal vanoggend nie net kopkennis is nie, maar mag dit regtig in jou gees 'n tuiste vind, neerslag vind. Ek hoor op 'n stadium hierdie verhaal van 'n boemelaar wat in die kerkgebou instap, en die kerk sit redelik vol, en toe hy so instap, het hy hierdie diep behoefte om net by die Here te wees en sy lewe op 'n manier weer reg te kry en vir die Here terug te gee. En hy stap in baie selfbewus en daar's nie 'n plek in die hele gemeente nie. En hier en daar sien hy 'n plekkie, maar hy het nie vrymoedigheid om daar in te skuif nie, want hy weet hy lyk nie mooi nie, hy ruik nie lekker nie. En daarom gaan sit hy toe soms so in die liturgiese ruimte heel voor op die vloer, op die mat. En toe kom die leierouderling en hy kom sit hier by hom en hy fluister in sy oor. Hy sê, nee man, kom sit hier by my. Of daar's ook 'n plekkie, gaan sit daar. En die boemelaar sê, nee, ek kan nie dit doen nie. Ek lyk nie mooi nie en ek ruik glad nie lekker nie. Ek gaan aanstoot gee. En toe doen die leierouderling hierdie besondere ding. Hy sit die hele erediens saam met die ou boemelaar, die straatman, op die mat, op die vloer, en hy luister na die Here se woord. En hierdie preek van die dominee het vir maande in die hart van die gelowiges van daai gemeente geleef. Nie oor die preek nie, maar oor dit wat die ouderling gedoen het. Want wat het die ouderling gedoen? Hy het eintlik die preek beliggaam. Hy het eintlik dit wat van die kansel af verkondig is in dade gaan leef. En mag ons ook vanoggend iets daarvan ervaar, dat dit nie maar net nog 'n preek en nog woorde is nie, maar mag dit in ons gees ons so dring, dat ons so diep bewus raak van die Here se liefde, dat ons sy liefde en sy genade in die wêreld daar buite gaan beliggaam. Mag ons waarlik, ook soos daai leierouderlinge, verskil maak wat dit nodig is. Net soos wat Sefanja dit gedoen het. Byna 640 jaar voor die koms van ons Here Jesus. Nou die goue draad van alle klein profete, ook die van Sefanja is, Sefanja kom met hierdie pragtige boodskap. Hy sê die Here is lief vir julle, maar die Here weet ook dat julle van hom al weggedwaal het. Die Here weet ook dat julle hom versaak. Die Here weet ook dat julle op 'n manier dikwels by ander dinge meer betrokke is as waar julle gedagtes en julle harte behoort te wees, naamlik by die Here.
En dan kom Sefanja met hierdie boodskap en hy sê keer terug na die Here, los die afgoderry, kom terug want die Here begeer jou. Die Here wil jou hê want hy's lief vir jou. En as jy terugkom, is die genade en die liefde van die Here daar vir jou. En hy gaan verder, hy spreek selfs die omringende volke aan en hy moedig hulle ook aan om terug te kom na die Here toe. Want die klein profete was nie net daar vir die volk van God nie. Mense dink aan iemand soos Jona wat na Ninive toe gestuur is, nê, na die Assiriërs toe. Baie jare daarna, 150 jaar daarna, aan Nahum wat ook na Ninive toe gestuur is, na die Assiriërs toe. So die Here het ook 'n hart vir die ander volke, dis nie net vir sy eie volk hier nie, nê. En nou lees ons hier in Sefanja, hierdie goue draad, van Sefanja wat kom en hy sê, maar kom terug na die Here toe. Almal kom terug na die Here toe. En ons begin sommer net so bietjie vir 'n stukkie agtergrond, hoewel ons fokus-teks daai uit hoofstuk 3 vers 17 gaan kom, gaan ons met mekaar saam lees hoofstuk 3 vers 14 tot 20, maar ook terwille van die agtergrond net so bietjie hier in die begin van Sefanja. So kom ons kyk sommer dadelik. Hoofstuk 1 vers 5. Daar staan: En die wat op die dakke die leer van die hemele aanbid, en die aanbidders wat by die Here sweer en sweer by Milkom. Wat beteken dit? Dit beteken Sefanja sê vir die volk: ja, ek sien wat julle doen. Julle aanbid die sterre, julle wat op die dakke aanbid. Julle aanbid die son, die maan. Julle aanbid die Baal-godsdiens. En dan net om julle eie gewete en op 'n manier die Here se arm bietjie te draai en julle eie gewete te sis, dan bring julle die Here ook in. Eintlik beskuldig hy hulle daarvan in vers 5 van hoofstuk 1. Julle is besig met te vele goderry, met sinkretisme. Groot woord om net te sê, julle dien die Here, maar saam met die Here nog 'n klomp ander ook. En dit is vir God nie aanvaarbaar nie. Dan lees ons vers 6. Daar staan: ook die wat van die Here afvallig geword het en die wat nie meer op soek is na die Here nie en hom glad nie meer raadpleeg nie. So wat sê hy hier? Hy sê ja, daar's 'n klomp mense onder die volk wat dink hulle is nog op die regte pad as hulle darm in hulle vele goderry, darm so 'n bietjie nog aan die Here aandag gee. En dan kom hy in vers 6. Hy sê en dan is daar mense onder die volk wat heeltemal van die Here afvallig geraak het, wat nie eens die Here meer raadpleeg nie, wat eintlik van die Here vergeet het. En dan, soms so vinnig, daar by vers 12 van hoofstuk 1, daar die laaste stukkie staan daar, en dan is daar die mense wat sê, die Here doen geen goed, en hy doen geen kwaad nie. Hulle harte het stagnant geraak, hulle het lou geraak, hulle sit terug, staan daar, en hulle kyk, en hulle sê, ag, kom eens hier, kom eens daar, wat jy doen of wat jy nou nie doen nie, dit het geen invloed nie, want die Here doen nie meer goed nie. Die Here doen ook nie meer sleg nie. Die Here gaan jou nie straf nie. Alles is aanvaarbaar. Hulle het regtig begin leef asof die Here nie meer impak op aarde het nie. Nie meer impak in hulle harte het nie. En dan kom die oordeel van Sefanja. Hy sê die dag van die Here is naby en kom terug na die Here toe. Asseblief kom terug. Met ander woorde, hy spreek hier 3 nasionale sondes van die volk aan. Hulle wat dink hulle kan die Here nog so half manipuleer, daarom nog so bietjie ook aan die Here aandag te gee. En dan spreek hy die aan wat heeltemal van die Here afvallig geword het. En hy spreek die aan wat dink dat die Here nie meer betrokke is by die alledaagse lewe nie. En dan hier in hoofstuk 2 sien 'n mens dan, hy kom met 'n boodskap van die dag van die Here, die oordeelsdag is naby. En dan in vers 3 van hoofstuk 2 sê hy, maar as julle na die Here toe terugkom, miskien, net miskien, vers 3, soek die Here hoe alle ootmoediges van die land, wat sy ordeninge onderhou, soek geregtigheid, soek ootmoedigheid, miskien sal julle verborge bly op die dag van die toorn van die Here. Met ander woorde, daar staan miskien, net miskien as julle dit doen, as julle weer terugkom na die Here toe, sal die Here op die dag wanneer hy sy toorn uitspreek, regspraak lewer, wanneer die dag van die Here kom, die oordeelsdag, mag hy miskien jou oorslaan. Die boodskap van die klein profete, die boodskap van Sefanja, kom terug na die Here toe. En dan, ons teksvers vir vanoggend, wat sal gebeur wanneer jy wel
na die Here toe terugkom en jou hart met alle openheid weer voor die Here oopmaak en sê, Here vergewe, hier is ek. Dan lees ons dan hoofstuk 3 vers 14 en verder. Jubel o dogter van Sion, juig o Israel, verheug jou en jubel van ganser harte o dogter van Jerusalem. Die Here jou God se oordeele het hy opgehef, want hy het jou vyande weggevee. Die koning van Israel, die Here is by jou. Jy sal geen kwaad meer vrees nie. In die dag sal aan Jerusalem gesê word, vrees nie o Sion, laat jou hande nie slap hang nie. En dan vers 17, ons teks vir vanoggend. Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met 'n gejubel. Tot sover. Geliefdes, iemand het eendag gesê dat hierdie Sefanja 3 vers 17 die Ou Testamentiese weergawe is van die Nuwe Testament, sê Johannes 3:16. Want hierdie is sulke mooi woorde. En daarom vir 'n oombliekie wil ek jou nooi om saam met my toe te laat dat die Gees van die Here deur vers 17 met jou en met my werksaam sal wees. Daar staan in vers 17 sy eerste versie, die Here jou God is by jou. En wat lees ons daar? Iets van die Immanuel beginsel, nee, God is by jou. Reeds Ou Testamenties het God daarna gesmag om by sy kinders te wees, by sy geliefdes te wees, by die gelowiges, by sy volk te wees. En dan weet ons, dit kulmineer wanneer die Here Jesus aarde toe kom, God by ons, Immanuel, wanneer die woord vlees word en onder ons kom woon. Wat 'n wonderlike kulminasie, hoogtepunt, wanneer God in die vorm van Jesus mens word en in ons midde is, naby ons is. En dan wanneer die Here Jesus in die hemel opvaar, los hy ons alleen? Nee, hy stuur weer eens die Heilige Gees om in ons midde te wees, in sy kerk te wees, die Immanuel beginsel by jou te wees. Is dit nie die wonderlikste wonderlik om te dink God wil by jou wees nie? Dink bietjie, is daar mense in jou lewe wat jou nooi om iewers saam met hulle te gaan kuier en eintlik wil jy nie gaan nie, want jy wil nie by hulle wees nie. Jy het nie die tyd nie, jy het nie die lus nie, jy's moeg, ag, noem die voorbeelde op. Maar die Here kom na jou toe vandag en hy sê, ongeag wat jy doen of al gedoen het, ek wil graag by jou wees. En ek wil hê jy moet by my wees. Wat 'n wonderlike wete is dit nie. Mense wil amper sê, kan dit waar wees? Wil die Here regtig nou by my wees, by my wees? Dis net fenomenaal. En dan gaan die teks verder, asof dit nie genoeg is nie. Asof dit nie genoeg is dat die Here jou so lief het dat hy die hele tyd by jou wil wees nie. Kom die teks verder en hy sê, die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing bring. Nou daai held wat verlossing bring. In die Hebreëus is die woord held daar eintlik 'n woord vir hy wat in 'n oorlogskonteks vir jou die oorwinning bring. Dis soos 'n koning wat dan op die einde van die dag die vyand verslaan en die oorwinning vir jou gee, wat by jou vrede bring. Anders gesê, wanneer mens die woord van die Here lees, dan lees ons dikwels van die helde in die geloof, nê? Dawid die held, Moses die held, Gideon die held, en soos ons kon aangaan, maar eintlik is Moses en Dawid en Gideon en glad nie die held nie. Wie's die held? God is die held. En in my eie lewe is dit ook vanoggend weer net daar, so helder soos daglig. Ek is nie die held van my eie verhaal nie, ek is nie die held van my lewe nie, inteendeel, ek is die tragiese held. Hoe sê Paulus, dit die goeie wat ek wil doen, juist dit die doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, as ek my kan kry, is ek daarmee besig. Ek is nie die held nie, God is die held, dis hy wat die oorwinning bring. Dis ook dan so wonderlik, dat die Here Jesus Christus, in 'n sekere sin dan, die kerk, sy liggaam, elke gelowige, sy held word, wanneer hy vir jou die oorwinning bring oor die sonde, deurdat hy sy bloed vir jou gee, as held in jou plek, die oorlog voer en sterf, sodat ek en jy die nabyheid van God kan beleef, en daarmee saam kan sê, ons held is in ons midde, hy het vir ons alles gegee en gedoen. Geliefdes, en dan lees ons verder, en hierdie is nog mooier. Kyk, hierdie held
God self, hy verheug hom oor jou met blydskap, genigtig. Kan jy dit dink? Kan jy waag om dit eers oor te vertel? As 'n mens vanoggend so oor die gemeente kyk en ek byvoorbeeld 'n voorbeeld sal vat en ek sal sê, "Sjoe, Eloise, ek weet jy's 'n kosbare mens en jy het soveel gawes en ek is dankbaar vir jou en ek sien wat jy alles doen in die gemeente en die manier waarop jy dit gedoen, dan is ek dankbaar, maar ek moet in alle eerlikheid erken vanoggend, Eloise, ek het nog nooit myself oor jou verheug nie." En hier kom God en hy sê, "Ek verheug my oor jou, Eloise. Ek verheug my oor jou, David. Ek verheug my oor jou, Kobus. Ek verheug my oor jou, Ronel. Ek verheug my." Kan jy dink dat die Here homself oor jou verheug in blydskap? En dan wil mense sê, "Here, maar waaroor verheug jy jouself? Weet jy wie ek is? Ek is 'n sondaar." Dit gaan mense hart en jou verstand te bowe, dat die lewende God homself oor jou kan verheug en blydskap het oor jou. En asof dit nie die einde is nie, gaan die teks verder en hy sê dan, hy verheug hom oor jou met blydskap, hy swyg in sy liefde. Met ander woorde, hier's 'n verblydende moment en dan is hy amper stilte, swyg in liefde. Wat beteken dit as die teks sê, maar die Here swyg in sy liefde oor jou? Wil hy nie vir die wêreld sê hy's lief vir jou nie? Nee, allermins. Dit wat eintlik in die teks hier verborge lê is die volgende: die Here het jou so lief, so diep lief, so goddelik gans anders lief, dat hy amper nie woorde het om te sê hoe lief hy jou het nie. En daarom is dit stil. Hy's in stilte lief vir jou, want sy liefde is te groot om dit eintlik te verwoord, want ek en jy sal dit nie verstaan nie. Die nuwe vertaling sê, die Here is stil tevrede oor jou. Wat 'n mooi vertaling is, maar dit is veel dieper as dit. Dit is so oorweldigend vir God, dat hy dit nie eers in woorde wil spreek nie. So lief het hy vir jou. Here, maar hoe kan hy my so lief hê? Want ek het 'n held gestuur om in jou plek te sterf. In jou plek die oorwinning te behaal, sodat as ek na jou kyk, ek jou lief het. So lief dat ek nie woorde het om dit eers te spreek nie. En dan wil mense voete losbars en dans, en jou hart wil ontplof. Kan dit waar wees dat die lewende God my so lief het? En asof dit nie genoeg is nie, gaan die teks verder. En wat sê die teks verder? Hy sê, hy swyg in sy liefde oor jou, hy juig oor jou met 'n gejubel. Hy juig oor jou met 'n gejubel. Met ander woorde, eers verbly hy op, dan swyg hy en dan juig hy. Dit raak nog groter. Dit raak selfs nog meer oordadig. En in die Hebreëus, wanneer jy daai teks lees, dan is dit amper 'n harde uitroep. Die Here roep dit uit. Hy's bly oor jou. Hy het blydskap oor jou. Hy verheug hom oor jou. Wow. Kom ons sê dit anders. Wanneer die Here, die God van hemel en aarde, daar in Genesis die skepping skep, dan spreek hy 'n woord. En net met die spreek van 'n woord ontstaan alles. Die aarde, die waters, alles word geskei. Net met die spreek van 'n woord. En hier is dit nie net die spreek van 'n woord nie, hier staan, die Here roep dit uit. Ek verbly my oor jou, as die effek van 'n woord dan is, dat die hele aarde geskape word. Kan jy dink wat die effek moet wees, wanneer die Here dit uitroep? Ek verheug my, ek verbly my oor jou. Dan verander alles in die geesteswêreld. En dan sê mens net, Here, ons kan nie wag om eendag waarlik in u teenwoordigheid te wees. Dankie, Here, dat u oordeel nie oor ons sal kom nie, omdat ons deur die held, ons Here Jesus Christus, deur die woorde van Sefanja, byna 2.500 jaar gelede, tot ons kan spreek en ons kan sê, dankie, Here,
dat U my liefhet, ten spyte van wie ek is. Dat U Uself voor my verheug, ten spyte van al my oortredinge en my sondes. Dankie Here Jesus, dat U in my plek die Vader se oë as regter op die regterstoel sag maak wanneer hy na my kyk. Dankie Heilige Gees, dat U deur hierdie eeuwe profetiese woorde van Sefanja my wil oorreed om my lewe weer aan U oor te gee. Mag dit volgend vir jou en vir my so wees. Amen. Ontvang die seën van die God wat jou so innig liefhet. Ek verbly my oor jou, sê die Here. Ek is stil in my liefde oor jou. My hele godheid is gefokus op jou. Mag dit vir jou vanoggend tot nuwe waarheid en insig bring. Amen. Loof die Here, my siel loof sy naam. Hy is getrou, sy liefde bly bestaan. Hy genees wonde, hy maak vry. Sy goedheid en genade is altyd naby. Loof die Here, loof sy naam. Met my hele hart en siel loof ek hom. Hy is genadig, hy is getrou. Sy liefde duur vir ewig. Soos 'n Vader dra hy my elke dag. Hy ken my lewe, my vreugde en my smaak. So hoog soos die hemel, sy trou is groot. Sy liefde hou my vas tot in die dood. Loof die Heer, loof sy naam. Met my hele hart en siel loof ek hom. Hy is genadig, hy is getrou. Sy liefde duur vir ewig. Die mens is soos gras, hy vergaan so gou. Maar God bly vir ewig, sy belofte is nou. Sy troon staan vir altyd, sy heerskap wie groot. En al